Graad 12, welkom by Fisiese Wetenskap vraestel 1, Mei, Junie 2024. Vandag kyk ons na vraag 8 en vraag 8 handel oor elektriese stroombane en interne weerstand. Elektriese stroombane en interne weerstand se formules word gevind onder die afdeling van elektriese stroombane. So die formules wat gaan gebruik word vir hierdie vraag 8, is onder die onderwerp elektriese stroombane. Jy ondervind die eerste Ohmse wet, jy het dan die formule vir interne weerstand, jy het die formule vir weerstand totaal in serie, jy het die formule vir weerstand totaal in parallel, jy het ook die formule vir werk, arbeid en energie, jy het ook die formule vir drywing. Bedrywing het ons energie deel deur tyd, of ons het PIV, die potentiaalverskil maal met stroom, of ons het per, drywing is gelyk aan die stroom tot die tweede mag maal met die weerstand, of ons het drywing is gelyk aan potentiaalverskil gedeel deur die weerstand. So die formules vir elektriese stroombane word gevind in die afdeling van die formuleblad. As ons kyk na die scenario, vir die scenario gee hulle vir ons dat 'n battery met 'n EMK van 12 volt het 'n interne weerstand van 0,2 ohm. So die battery word gegee, die EMK is 12 volt en die interne weerstand is 0,2 ohm. Dit is verbind aan 3 resistors. So jy het 3 resistors binne in jou stroombaan. Die 3 resistors is RX, is RY en RZ. En het 'n hoë weerstand voltmeter en 2 skakelaars, 'n ammeter en verbindingsdrade met weglaatbare weerstand, soos in die diagram hieronder getoon. Die 3 resistors het verskillende en onbekende weerstande. So hierdie 3 resistors se weerstande verskil en dit is nie dieselfde nie. As ons kyk na ons vragies, die weerstand van RY is 2 keer die weerstand van RX. So dit is baie belangrik dat hulle sê vir ons dat RY is 2 keer RX. So jy kan dit vir jou neerskryf. RY is gelyk aan 2 keer RX. So die weerstand van RY is dan groter as die weerstand van RX. Wanneer beide skakelaars gesluit is die lesing op die ammeter 5,5 ampere. So wanneer beide skakelaars gesluit is die ammeter lesing 5,5 ampere. Is altyd goed vir wanneer hulle vir jou informasie gee, wanneer jy die vraag uitwerk, dat jy dit invul op jou stroombaan diagram om jou te help met die antwoorde. 8.1 Gee 'n rede waarom daar geen stroom deur RZ vloei nie. So 8.1, wanneer al 2 skakelaars gesluit is, dan moet ons uitvind hoekom daar geen stroom vloei deur RZ nie. 8.2, bereken die weerstand van RY vir 5 punte. 8.3, bereken die drywing. So ons word gevra van drywing en drywing se onbekende is P. So drywing is P en weerstand se drywing is R, wat deur RX verbind is. Wanneer beide skakelaars nou oopgemaak word, is die lesing op die ammeter dan 1,3 ampere. 8.4 vra hulle dan bereken die lesing op die voltmeter. 8.5 sê hulle dat die skakelaar S1 word nou oopgemaak of bly oop, terwyl skakelaar S2 gesluit word, bereken die lesing dan op die ammeter vir 6 punte. So graad 12, wanneer jy 'n vraag kry, en die vraag is gewoonlik 5 punte of 6 punte, dan is dit 'n goeie wenk of 'n indikasie om die interne weerstand formule te gebruik. So ons gaan by 8.2, EMK is gelyk aan I, stroom, weerstand van die eksterne stroombaan plus interne weerstand moet gebruik. Ons gaan dan weer by 8.5, omdat dit 6 punte is. EMK is gelyk aan stroom, weerstand plus interne weerstand. Die groot R is altyd die
weerstand van die eksterne stroombaan. Die klein r is die interne weerstand van die battery. Op hierdie oomblik kan jy die video stop, die vraag probeer, en wanneer jy klaar is, dan kan jy voortgaan met die video om die vraag te merk. Ons gaan direk oor na die uitwerk van die vraag. Die stroombaan voor jou weer eens, en die scenario. Hulle het gesê RI is 2 keer RX, ons skryf dit net weer neer. RI is 2 keer RX, en wanneer beide skakelaars gesluit is die lesing 5,5 ampere. Ons vul die lesing op ons stroombaan in, en dit is 5,5 ampere, en S1 is toe, en S2 is toe, en is gesluit. So, 8.1, gee 'n rede waarom daar geen stroom deur RZ is nie. As ons wil kyk hoekom daar nie stroom vloei deur RZ nie, dan moet ons die stroomrigting volg. Om die stroomrigting te volg, sien ons battery, ons het 'n positiewe terminaal en 'n negatiewe terminaal. Konvensionele stroomvloei van positief na negatief. En as ons die stroomvloei volg, sien ons dat daar is 'n parallel kombinasie. En by die parallel kombinasie verdeel die stroom, en die stroom beweeg deur die twee weerstande. En dan die stroom verdeel, kom die stroom weer by mekaar, en ons kry weer die totale stroom voor ons by RZ kom. By RZ sien ons dat daar is 'n kortsluiting, en hierdie kortsluiting volg die stroom die pad met die minste weerstand. En wanneer stroom die pad met die minste weerstand volg terug na die battery, dan beweeg die stroom nie deur RZ nie. So die antwoord vir 8.1 is dat die resistor of RZ word gekortsluit. Of jy kan sê, stroom volg die pad met die minste weerstand. Die tak met die skakelaar S1 in, het geen weerstand in nie, en dit is hoekom die stroom daardeur sal beweeg en RZ sal kortgesluit word. So wanneer al die skakelaars gesluit is, dan is die stroombaan 'n parallel stroombaan, en RZ werk nie. So dit is 'n parallel stroombaan. 8.2, bereken die weerstand van RI. As ons die weerstand van RI moet bereken, dan moet ons eers die parallel kombinasie se weerstand uitwerk. En om die parallel kombinasie se weerstand uit te werk, gebruik ons die formule vir die parallel kombinasie van die formuleblad af. En die formule is 1 oor RP is gelyk aan 1 oor RX plus 1 oor RI. En ons vervang 1 oor RP is gelyk aan 1 oor RX is R plus RI is 2 keer RX, so is 2R. En as ons die sakrekenaar gebruik, dan sien ons dat RP, die totale weerstand van die parallel stroombaan, kry ons 0,67 R. Hierdie sal vir ons dan help om die weerstand van RI uit te werk. Ons was gegee die EMK, so ons het 'n EMK ontvang, en die EMK is 12 volt. Ons ontvang 'n stroomlesing, en die stroomlesing is 5,5 ampere, en ons het nou 'n eksterne weerstand, omdat die totale stroombaan 'n parallel stroombaan is, en R ekstern is gelyk aan 0,67 R, en ons interne weerstand is 0,2 ohm. Met hierdie inligting kan ons dan die interne weerstandformule gebruik,
En die interne weerstand formule wat ons dan kan volg is EMK is gelyk aan stroom, weerstand plus interne weerstand. Met ons EMK wat 12 is gelyk aan ons stroom van 5,5 en ons eksterne weerstand se weerstand is 0,67 plus ons interne weerstand van 0,2 en wanneer ons uitwerk, dan sal ons sien, ons kry is gelyk aan 2,97 ohm. So dit beteken, by Rx kry ons dan 2,97 ohm, maar Ri is 2 keer. So dit beteken, Ri is gelyk aan 2 maal met 2,97 en wanneer ons om 2 keer maal, dan kry ons 'n antwoord vir Ri van 5,95 ohm. So graad 12, dit is die manier hoe jy te werke sal gaan om Ri uit te werk. As ons net kyk na die antwoord sê heel eerste die formule vir parallel weerstand en ons kry die parallel kombinasie 0,67 Ons volg dan die interne weerstand, ons kry 12 volt wat ons instel, ons het dan ons 5,5 ampere van die ammeter, ons het ons eksterne stroombaan van 0,67 en ons interne weerstand van 0,2 en ons kry dan ons antwoord 5,95 vir Ri. So dit is 5 punte. Die wenk is wanneer jy 5 punte is, moet jy die interne weerstand se formule gebruik. So dit is vir 8.2, ons beweeg dan na 8.3. 8.3 gee ons weer vir jou die stroombaandiagram en nou vra hulle dat ons die drywing se onbekende is P, wat deur resistor Rx beweeg. So ons moet die drywing uitwerk. Ons het die stroom en die stroom wat deur die stroombaan gevloei het, daardie stroom is 5,5 ampere. Ons het vir Rx uitgewerk en Rx was 2,97 ohm. Ons het vir Ri uitgewerk en Ri is 5,95 ohm. So as ons wil uitvind wat is die drywing deur Rx, moet ons kyk na ons formules. En ons formules het ons P is gelyk aan I tot die tweede mag maal R. Ons het ook die formule wat ons kan gebruik vir PIV. Ons het P is gelyk aan V potentiaalverskil maal met stroom, of ons het P is gelyk aan ons potentiaalverskil tot die tweede mag deel deur R. So volgens die benodig ons stroom deur die Rx resistor of ons benodig potentiaalverskil deur die Rx resistor of oor die Rx resistor. So stap 1, werk die potentiaalverskil uit. Om die potentiaalverskil uit te werk van die paralleltak, werk ons eerste die totale weerstand van die paralleltak uit, en die totale weerstand van die paralleltak kry ons 1,98. Ons weet dat die stroom deur die paralleltak gelyk is aan 5,5 ampere, so dit beteken die potentiaalverskil oor die paralleltak is dan 10,89 volt. Potentiaalverskil in 'n parallelstroombaan oor 'n paralleltak is dieselfde en dit sal ook dan 10,89 volt wees.
Of ons kan die interne weerstand formule gebruik en ook dieselfde potentiaalverskil uitwerk van die potentiaalverskil van die eksterne stroombaan van 10,9. As ons die potentiaalverskil dan gebruik en ons gebruik ons drywing is gelyk aan potentiaalverskil tot die tweede mag deel deur weerstand. Ons het die 10,9 uitgewerk en ons Rx is 2,9, dan kry ons 'n drywing van 40 watt. As ons eers die stroom uitwerk wat deur elke tak beweeg, dan sal ons sien dit is 3,67. En as ons 3,67 gebruik en die weerstand van die tak, dan kry ons ook 40 watt. Ons kan Ohm se wet gebruik en met Ohm se wet kan ons ook 3,67 uitwerk en ons kan dan PIV gebruik met die potentiaalverskil oor die Rx en die stroom wat deur Rx gaan en ons kry weer 40 watt. So daar is 3 verskillende opsies wat kan gebruik word om drywing uit te werk deur die Rx resistor. So ons beweeg na 8.4 en vir 8.4 vra hulle vir ons, beide skakelaars word nou oopgemaak. So as ons beide skakelaars oopmaak, is die lesing op die ammeter nou 1,3 ampere. So ons het 1,3 ampere. Wanneer die skakelaar S2 oop is, sien ons dat ons nou vir Rx nie meer sal werk binne ons stroombaan nie. En hierdie stroombaan word nou 'n serie stroombaan. Nou benodig hulle die lesing op die voltmeter. Ons het die totale stroom wat deur die stroombaan beweeg en hierdie stroom is 1,3 ampere. Ons het ook die lesing wat ons het van Ri en Ri was 5,95. So dit beteken 5,95 ohm en ons die stroom van 1,3 wat deur Ri beweeg. Dit beteken ons kan die lesing op die voltmeter uitwerk deur die gebruik van Ohm se wet. Ohm se wet is die stroom is 1,3 wat deur Ri beweeg en 5,95. So die antwoord op die potentiaalverskil is 7,72 volt. So dit is die voltmeter lesing. 8.4. So ons kan oorbeweeg na 8.5. En 8.5 vra hulle vir ons dat ons nou skakelaar S1 bly oop, maar S2 is nog steeds gesluit. En hulle vra vir ons dat ons die lesing moet uitwerk op die ammeterlesing. So as nou kyk na ons stroombaan graad 12, sien ons dat hierdie stroombaan het nou al die rigting waardeur die stroom vloei. Die stroom vloei nou deur al twee resistors, Ri, en hy vloei nou deur Rx, en die stroom vloei ook deur Rz. So dit beteken al 3 weerstande, resistors, werk nou binne hierdie stroombaan. Ons was ook die lesing gegee van Rx, en Rx was 2,97 ohm. Ons was die lesing van Ri het ons uitgewerk as 5,95 ohm, maar ons het nog nie Rz uitgewerk. Ons was EMK gegee en ons was interne weerstand van 0,2 ohm gegee. So om die lesing op die ammeter uit te werk, moet ons eers Rz uitwerk, sodat ons die totale weerstand kan uitwerk. Om Rz uit te werk, kan ons weer eens die volgende doen. Ons kan eers gaan en uitgaan werk. Toe die skakelaar oop was, het ons gesien dat ons het 12, EMK was 12 volt, en die stroom was 1,3 by ons vorige vraag, en ons het 'n totale weerstand van 9,03 gekry.
Hierdie een was toe S1 en S2 oop was. Toe S1 en S2 oop was, toe was 'n seriestroombaan. En by hierdie seriestroombaan het ons 'n ammeterlesing van 1,3. So hierdie een was S1 en S1 en S2 se skakelaars was oop. Toe het ons die stroom gehad van 1,3 ampere en as ons die totale weerstand uitwerk, dan is dit 9,03. As ons die totale weerstand dan gebruik om RZ uit te werk, dan kan ons 3,08 ohm. So hierdie RZ is 3,08 ohm. Met dit in gedagte kan ons dan die totale weerstand van die eksterne stroombaan uitwerk. Dit beteken ons het dan R van die eksterne stroombaan is gelyk aan die R van die parallelkombinasie plus die R van die seriekombinasie. As ons die parallelkombinasie uitwerk en die parallelkombinasie sien ons dat R parallel was 0,67R en as ons instel 0,67 en R was 2,97, dan kry ons die parallelkombinasie van 1,98 ohm. Hierdie 1,98 plus ons R-serie, en ons R-serie het ons nog net uitgewerk, is 3,08, dan kry ons 'n eksterne stroombaan weerstand van 5,06 ohm. Hierdie 5,06 ohm gaan ons dan gebruik binne in ons formule van interne weerstand. En ons interne weerstand formule is EMK is gelyk aan stroom, die totale stroom van die stroombaan, R ekstern plus R intern. Die EMK wat ons het is 12 volt en I is onbekend. Die R ekstern is 5,06 plus die 0,2 en as ons hom dan uitwerk, dan kry ons 'n stroom van die stroombaan van 2,28 ampere. So graad 12 by 8.5 moet jy eers RZ uitwerk. En RZ is 3,08. Met RZ moet ons dit byplus by ons parallel weerstand en dan kry ons die totale weerstand van die eksterne stroombaan met die formule van die interne weerstand, dan werk ons die stroom van 2,28 uit. So dit beteken daar is 2,28 ampere wat deur die stroombaan beweeg. So net die antwoorde vir jou kan opsit. Stap 1 was om die parallel weerstand uit te werk wat 1,98 ohm was. Of jy kan die formule gebruik het van die interne weerstand, jy sal ook 1,98 gebruik het. Of jy kan weer gegaan het en die weerstande ingestel het en die parallel formule gebruik het om die 1,98 te kry. Daar is 'n alternatiewe manier ook om 1,98 te kry. Ons stel dit dan by ons seriekombinasie om 5,06 te kry. Ons kan dan ook R totaal gebruik. En R totaal beteken die weerstand van die totale stroombaan deel die potentiaalverskil of die EMK van die stroombaan oor die stroom. En hierdie 5,26. Die 5,26 is die eksterne weerstand plus die interne weerstand is gelyk aan die totale weerstand van die stroombaan. Die totale weerstand van die stroombaan is dan gelyk aan die EMK deel deur die stroom en ons kry dieselfde antwoord van 2,28. So graad 12, dit is die einde van 8.5. En 8.5 is ons laaste vraag vir die stroombaan en interne weerstand, vraag 8 vraagie.
So beweeg deur jou vragies, merk jou werk en kyk hoe elkeen uitgewerk is. So ons het aan die einde gekom van hierdie vragie. Baie dankie graad 12.